Volgende ry ek my kinders skool toe. Dieselfde pad as altyd, dieselfde tyd. Alles voel bekend. Tot ek by daardie een besige kruising kom. 'n Verkeersbeampte staan in die middel en wys vir die motors waarom te ry. Ek kom uit 'n parkeerplek uit en ek sien die karre beweeg. Dit lyk vir my of ek mag ry. So ek ry. En toe fluit sy, hard. Sy kyk vir my en sy wys dat ek moet stop. Ek skrik. Sy sê ek moes nie gery het nie. Sy is kwaad. Ek is verward. En eerlikwaar, ek is geïrriteerd. Ek sê toe iets wat ek dalk nie moes nie. Dit lyk nie vir my of jy weet hoe om die werk te doen nie. En toe is ons albei frustreerd. Ek omdat ek nie bedoel het om verkeerd te wees nie, en sy omdat ek nie geluister het nie. Is daar die tipe oomblik waar jy na die tyd dink, ek wens ek het anders reageer. Die apostel Paulus sê in Kolossense 4 vers 6, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle elkeen moet antwoord. Dit is interessant. Hy sê nie net praat mooi nie. Hy sê praat wys, met smaak, met oordeel. Want soms voel jy reg, soms is jy reg, maar jy is steeds verantwoordelik vir hoe jy praat. Die teoloog Dallas Willard het iets gesê wat altyd by my bly. Die grootste toets van geestelike volwassenheid is nie hoe jy optree wanneer jy reg is nie, maar hoe jy optree wanneer jy dink jy is verkeerd verstaan. En dis mos wat daar die oomblik was. Ek was nie kwaad oor reg en verkeerd nie. Ek was kwaad omdat ek nie verstaan is nie. Omdat ek onseker gevoel het. En toe reageer ek uit frustrasie uit, nie uit genade uit nie. Jesus vertel dikwels stories van mense wat in oomblik iets verkeerd doen. Maar wie se harte oop bly vir verandering? Die tollenaar wat nie durf opkyk nie, die verlore seun wat eers ver is, maar toe terugkeer. Dis nie net hulle dade nie, maar hulle gesindheid wat iets wys van God se genade. So dalk is die vraag nie net, was jy reg of verkeerd nie, maar dalk, hoe lyk jou hart in die oomblik wanneer jy onseker is? Wanneer jy nie weet wat die regte pad is nie, sal jy stadig wees met woorde, vinnig om te luister, stadig om kwaad te word? Volgende keer as jy voor 'n verkeersbeampte of 'n moeilike gesprek staan, letterlik of figuurlik, vra jouself, reageer ek nou uit genade of uit frustrasie uit? Want selfs al verstaan jy nie die gebare nie, die Here verstaan jou hart, en dis waar die pad van vrede begin.